Ons gaan so 'n bietjie rondspring in die Bybel vandag, maar as jy so lank wil oopmaak, kan jy vir my blaai na Johannes 13 toe. Ons gaan so een versie daar lees en dan het ons 'n paar ander stukke wat ons ook gaan lees. Ek het vanoggend se tema het ek gesê is oor die goeie tyding. Ek weet nie of almal gesê, ek het nou die dag op, ek dink op Facebook gesien, Langebaan se liggies is op. So is nou mooi, almal gaan kyk ons nou weer liggies die tyd. So vanoggend wil ek met 'n stelling begin en my stelling is die volgende. Jesus kom na ons toe. Hoor mooi, Jesus kom na ons toe. So hou dit net hier agter vasgeknoop, ons gaan nou by dit uitkom. Laas Sondag het ons die graad 7 diens gehad wat ons gepraat het oor ons moet die lig wees vir die wêreld en as ons nie die lig is nie, dan is daar 'n klomp plekke wat gaan donker wees en wat ons nie gaan bereik nie. En omdat ons nou op pad Kersfees toe is, het ek nog eens gedink, lig is nog eens 'n goeie verduideliking rondom 'n klomp goeders. En ons het 'n vakansie wat voor lê en ek weet baie mense is al reeds op vakansie en is al reeds weg en baie mense is op pad om vakansie te gaan hou en hierdie tyd van die jaar kry, ek weet nie of julle agterkom het, die kry ons niks gedoen nie, want almal is half in hierdie vakansie vibe en niemand wil regtig iets doen nie en ek wil amper sê, ons gaan op 'n go slow. Ons het nou die oggend by die Bybelstudie gepraat daaroor, dis almal is soos in Jesneer, die jaar moet nou klaar kom. Ja, dit was 'n baie lang jaar en die jaar moet nou klaar kom. En as die jaar dan nou klaar is, wat dan? Dan begin ons maar net met die volgende jaar. Maar ons het so 'n bietjie gerus. En dan het ons eintlik half vakansie nodig van die vakansie wat ons gehad het, want ons het meer van die vakansie as wat ons voor die tyd gehad het. Dan wonder ek by myself, is dit hoe ons moet leef, om te probeer net uitkom by die einde die hele tyd? Want dan leef ons, want ek kom het baie keer agter, veral as jy met baie jonger klomp praat, wat nou net beginne werk het, dan is dit asof hulle leef net om by Vrydag uit te kom, sodat hulle by die naweek kan uitkom, dat hulle kan doen wat hulle wil. Die probleem moet dit kom in is, dan hardloop jou dae so. Voordat jy jouself kom kry, is jy oud, en dan is jy deur jou hele lewe, en dan was jy by 'n klomp Vrydag, en jy het nie die tussenin geniet nie. So ons moet pas op vir daai gedeelte. So ek wil nou nie vir sê steek op die hande nie, maar wie van ons gaan almal op vakansie en gaan weg ensovoorts, en ek glo daar's 'n redelike klomp mense wat uit die dorp uit gaan, en baie gaan kamp, en baie gaan in huise bly, en elkeen gaan iets doen, of jy gaan, maar die een ding wat ons almal in gemeen het, is ons gaan met mense te doen kry gedurende hierdie tyd. En baie van die mense gaan jy vir die eerste keer in jou lewe ontmoet, jy gaan vir die eerste keer in jou lewe met daai persoon praat, en jy gaan dalk die laaste keer in jou lewe met daai persoon praat, jy gaan dalk een keer met hom te doen hê en nooit weer met hom te doen hê daarmee nie. So en hierdie is my vraag dan nou vanoggend aan jou is, as jy met daai mense praat, as ons in daai oomblik is saam met daai persoon, wat los ons agter? Wat sien, dis die vraag, want ek het al baie keer gesien van, ja, maar ons is, het julle al agtergekom, hoe wild gaan ons te kere met geld gedurende vakansietye? Ag, is vakansie, dit maak ons nie saak. Dan mors ons geld. En ek weet jy het hard gewerk daarvoor, en ek weet jy het gebudget daarvoor, wat 100% reg is. Maar moet ons dalk nie miskien net daai tweede keer dink om geld, en ek praat nie van die derde roomys nie, jy kan roomys en koffies verpligtend, ek weet, maar daar is 'n klomp goeders wat ons moet pas op voor, dat ons daarmee mors. So, my vraag is weer eens, en dis een van die goeders is, hoe tree ons teenoor mense op? Ek het gister met iemand staan en gesels, en toe sê ek, wie wat maak my baie keer kwaad, dat mense ons Christenskap misbruik. Want hulle weet jy's 'n Christen, en hulle weet wat is jou hart, en dan misbruik hulle dit. En dan dink ek myself, joh, want hulle weet, ek wil amper sê, ek's 'n easy target, want ek is in diens, soos wat jy is, van die Here, en dan probeer ons altyd die goedheid doen,
teenoor ander mense en dan baie keer kom hulle agter maar jy's die soft targets daai, so ons kan daai persoon target die hele tyd, want as jy na hom toe gaan of na haar toe gaan, gaan jy iets by hulle kry. Is dit dan nog steeds die regte ding om te doen? So met ander woorde, ons het hierdie gedeelte waar ons op vakansie is. En ons het met klomp mense te doen en ons praat met mense, ons gesels met mense en ons kuier saam met mense op watter manier het ook al mag wees. En hopelik, want ek weet in Hartenbos byvoorbeeld, dan sit ons amfitheater Kersdag, dan sit daar duisende mense by die amfitheater. My vraag is net, hoe lyk dit na die tyd as die mense terug gaan huis toe? Het hulle nog steeds dieselfde siening rondom hoe ons vakansie hou? Of het ons heeltemal 'n ander siening van ons het vakansie so ons kan maak wat ons wil? En ons kan optree soos ons wil. So hoe maak ons? En dis Johannes 13 vers 34 en 35 wat ek vanoggend, waar rondom ek my hele teks wil hang of my hele preek wil hang is, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Dis 'n baie gevaarlike teks hierdie. Hoor mooi wat sê dit. As julle mekaar lief het, met ander woorde, hoe ons teenoor mekaar optree, hoe ons met mekaar praat, hoe ons met mekaar omgang. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek het vanoggend net 3 punte. En die eerste punt is, Jesus het gemeenskaplike belange gevind met mense. So ons het altyd hierdie ding van, ek sê altyd, dis baie maklik om te besluit wat en hoe jy optree, vir my in elk geval, is want wat is jou verwysingsraamwerk? Volgens wat werk jy? En my verwysingsraamwerk is die Bybel. Ek het nou die dag weer 'n klomp opmerkings en aanmerkings in die dorp gehoor oor klomp verskillende goeters wat mense sê, ja, maar as jy nie dit doen nie, gaan jy nie hemel toe nie, as jy dat doen nie, en dan dink ek by myself, okay, is reg, wys net vir my waar staan die goeters wat julle so sê in die Bybel. Want is eenvoudig, as dit in die Bybel staan, dan volg ek dit. As dit nie in die Bybel staan nie, dan volg ek dit nie. So met ander woorde, waar staan dit in die Bybel? As jy vir my dan sê A, B of C, waar staan dit? Want dit is my reëlboek. En ek hoop is jou reëlboek ook. Want as ons nie daaroor kan ooreenkom nie, dan kan ons nie met mekaar redeneer nie. Want ons moet tog weet wat sy reëls, en die Bybel gee vir ons die reëls. En Jesus het met ander woorde, as hy met mense te doen gehad het, het hy hierdie gemeenskaplike belang gevind tussen mense. Jesus het nie gewag vir mense om na hom toe te kom nie, hy het na hulle toe gegaan. En ons doen dit baie keer andersom. Nee, maar as iemand na my toe kom, dan sal ek met hom praat. As iemand na my toe kom, dan sal ek dit doen. En ek kan terugspring heel na die begin toe Jesus sy disippels gaan kies het. Daar het hy al klaar, ek wil amper sê die appelkar omgegooi, want in daai tyd, ek het dit al gesê, in daai tyd het dit so gewerk, dat die ouens wat hulle disippels gaan, die disippels het na die rabbies toegekom en gesê, ons wil 'n disipel word van u. En dan het die rabbies vir hulle gesê, okay, maar hierso moet jy nou hierdie vrae beantwoord, en dit en dit en dit, daar was 'n hele ritueel rondom dit. Jesus het dit heeltemal omgekeer en gesê, hy gaan na sy disippels toe, en dan vra hy vir hulle, volg my. So hy het klaar daai tyd het hy dit al heeltemal anders te gedoen. So hy het na hulle toe gegaan. Jesus het, daar's 'n baie mooi Afrikaanse woord, rapport. Jesus het met mense rapport gevorm, met ander woorde, hy het met hulle gesels, en hy het gekyk, waar kan hy met hulle praat, sodat hulle gemeenskaplike belang het. En hier is die wonderlike gedeelte, is ons het almal met mense gemeenskaplike belang, want wat is dit? God is lief vir ons almal, daar is ons belang. Met ander woorde, as ons dit in gedagte hou, dan kan ons baie maklik met iemand praat, want sodra jy dit het, sodra jy uitvind, maar ek en iemand
kom oor die weg en ons het dieselfde belange, dan is dit asof jy daai persoon baie beter ken op daai oomblik en jy verstaan ook die persoon beter. Want dink gou by jouself, as jy met iemand praat wat hou van jag en jy hou van jag, dan het julle praat en julle dink dieselfde. Selfde met visvang, selfde met enigiets anders. Dadelik het julle dieselfde siening en ten minste het julle iets in gemeen waaroor julle kan gesels. So ons moet in iemand anders se lewe of se wêreld inbeweeg en kan verstaan wat in daai mense se wêreld gebeur. En dis die een ding wat van vakansie ongelooflik lekker is. Het julle al agterkom, almal is half bietjie meer ontspanne en hulle, ek gaan nou die Engels gebruik, the guards are down. Dit is asof mense meer ontvanklik is om met jou te gesels oor enigiets. Dink gou 'n bietjie, ek weet nie wie van julle is kampers nie, maar jy praat met 'n ou langs jou wat jy jou lewe nog nooit ontmoet het en ewe skielik raak julle pelle vir altyd en julle tot vandag toe en julle stuur vir mekaar boodskappe, niks met mekaar te doen nie. Jy bly hierso, hy bly in Johannesburg, maar ewe skielik het julle iets in gemeen en jy sou dit nooit voorheen gedoen het nie. Maar omdat jy kamp, omdat julle dit in gemeen het, kan ons ewe skielik met mekaar gepraat. Ons verstaan mekaar beter. Paulus skryf hier so op 'n stadium dat hy het in die mense se wêreld inbeweeg. As ons met mense gesels, leer ons hulle ken. Verstaan ons wat in hulle harte aangaan en weet ons wat om met hulle te gesels. Ons doen moeite met mekaar. So wat het Jesus gedoen? As ons kyk na wat het Jesus gedoen, dan maak dit sin. Want ek sê, Jesus kom na ons toe, en dis waar ons op pad is na, ons is op pad na Kersfees toe. Jesus het die hemel verlaat. En ek dink nie ons verstaan regtig die impak van dit nie. Die God van die heelal. Nou, daar is dit al klaar te groot vir ons kop, maar kom ons probeer nou. Die God van die heelal verlaat die troon. Hy verlaat perfekte liefde, perfekte alles, wat ons ook nie heeltemal verstaan nie. Dan word hy vasgevang vir 9 maande binne 'n baarmoeder. Hoor julle wat ek sê? God word vasgevang in 9 maande in 'n baarmoeder, dan word hy in die haglikste omstandighede waaraan jy kan dink gebore. Dan bly hy op die aarde waar hy net teleeggestel word. Om elke hoek en draai is die mense besig om te probeer om hom dood te maak, probeer om hom te na te kom, almal probeer ons in, my kinders sê altyd, jy probeer my nail. En dis presies wat hulle doen, hulle probeer die hele tyd vir Jesus te nakom, en dan, hy is besig, en dan kom hy na ons toe op aarde. Hy kom uit sy plek uit, na ons plek toe. So as Jesus dit doen, hoekom kan ons dit doen? Hoekom kan ons nie na mense toe gaan, in plaas van om te wag dat hulle na ons toe kom? Want ons doen dit baie, dink gou 'n bietjie in jou eie lewe. Hoeveel keer wag ons? Nee, as hy na my toe kom, as hy vir my kan kom om verskoning vra, of sy vir my kom om verskoning vra, dan sal ek. As dit en dit en dit gebeur, dan sal ek. In plaas van om dit om te draai, om te sê ek sal dit en dit en dit. Ons wil altyd half terugsit. En Petrus, ek gaan so 'n bietjie aan Petrus raak elke nou en dan. As jy kyk in die Bybel, is Petrus baie kere geneigtheid om dit te doen. Hy sit half terug en hy dink half, weet wat, hy's dalk miskien so klein bietjie beter as die ander disippels. Tweede punt, Jesus het waarde toegevoeg tot mense se lewens. Voeg jy waarde toe tot iemand anders se lewe? Of voeg jy waarde toe tot jou lewe? Want ek weet, byvoorbeeld, toe ons in Johannesburg gebly het, ek het vir 7 jaar gebly in 'n huis, ek weet nie wie's een van my bure nie. Nie een nie. Want die mense leef net so. Niemand worry oor mekaar nie.
Hier sit gelukkig dan baie anders. So as jy wil weet wat by jou aangaan, vra jou buurman. So is dit nie so nie. Ons leef baie keer, in plaas vir ander mense, leef ons vir onsself. Waar kom ek aan dit? In die Bybel. Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die Bybel wat sê, ons moet verander mense lewe. Dis ons hoofdoel. Want die disippels het vir hom gevra, Here, wat is die belangrikste, as jy nou moet sê, van alles wat nog ooit in hierdie wêreld gespreek is, elke woord, elke gedagte, enige ding, wat is die belangrikste ding in die wêreld? Dan sê Jesus en dan breek hy die hele denkwyse van die menslike organisme en die menslike denkwyse van alle tye af na 2 sinnetjies toe. Die belangrikste ding is, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel en hele verstand. En die tweede een wat gelykstaande daarin is, wat net so belangrik is soos dit is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Met ander woorde, jy moet vir hulle instaan. Jy moet waarde toevoeg tot hulle lewens. Orals waar Jesus gegaan het, het hy mense gesond gemaak. Hy het vir hulle kos gegee, hy het hulle gebless, hy het in hulle lewens gewees, hy het waarde toegevoeg tot hulle lewens. Hy het by hulle gesit, hy het by die vrou by die put gaan sit en het met haar gesels, haar lewe het verander. Elke keer as Jesus met iemand te doen gehad het, het daai mense se lewens verander. Hulle het nie gekyk na goeders, al was dit vir daai persoon 'n negatiewe ding, dit was nie. Die ryk jong man wat by Jesus gekom het en gesê het, Here, ek wil U volg, wat moet ek doen? Dan sê Jesus, jy moet alles verkoop. Die ou se lewe het verander, al het hy nie gedoen wat Jesus gesê het nie, het sy lewe verander, want het ewe skielik agtergekom, maar ek hou vas aan goeders. Ons moet dus doen wat Jesus gedoen het. Ons moet sout en lig wees, want dis wat Jesus gedoen het op aarde terwyl hy hier was. Hy was die sout en die lig. Hoekom reeds sout en lig? Sout gee kos smaak. Lig sorg dat jy goed beter kan sien. En dis die 2 goeders wat Jesus gedoen het. Hy het sout en lig gewees. So waar ook al ons gaan hierdie vakansie, moet ons gemoedere lig. Ons moet mense honger maak vir God. Hoor wat ek sê, ons moet mense honger maak vir God, nie kwaad maak vir God nie. Ek het die volgende, en julle het ook al seker dit gehoor, die volgende gesegde al baie gehoor. Die kerk het my so seer gemaak. Het daar 'n teel op jou voet geval binne in die kerk, want dis 'n gebou. Nee, dis daai en daai persoon in die kerk. Hoor gou weer die sin wat ek gesê het? Ons moet mense honger maak vir God, nie kwaad maak vir God nie. Hoe doen ons dit? Om meer soos Jesus te wees, voeg waarde toe, help mense, in plaas van daarvan om hulle teen te gaan. En dan my laaste punt is, Jesus het altyd die hoë weg gevat. Wat bedoel ek daardeur? Ons kan half besluit watter een, daar's gewoonlik 3 weë, 3 paaie, 3 goeders wat jy kan vat. Die high road, die low road en die center road. Met ander woorde, jy kan of die hoë weg vat, of die middelweg vat, of die lae weg vat. So elkeen van ons het elkeen van hierdie weë het sy eie karakter. So die hoë weg voeg waarde toe tot mense se lewens. Aan die ander woorde, as jy die hoë weg vat, dan help jy mense. Jy doen die beter ding. What would Jesus do? Onthou julle daai bandjies? Wat sou Jesus gedoen het? Ek dink dit is, en ek verstaan die konsep agter dit, maar ons moet eintlik sê, wat het Jesus gedoen? Want ons weet wat het Jesus gedoen. Ons hoef nie te vra wat sou Jesus doen nie, want ons weet wat het Jesus gedoen. So doen dit. So die hoë weg voeg waarde toe. As iemand van jou af wegstap, dan is hy beter af as wat hy was voor die tyd.
waar die laagweg mense se waarde wegneem. Met ander woorde, as jy die laagweg vat, dan is die persoon swakker af nadat hy met jou te doen het as voor dit. Ek gaan nou nog 'n bietjie meer daaroor praat. En in die middelweg is 'n transaksionele weg. En hierdie het ek al baie gehoor. As jy my goed hanteer, dan sal ek jou goed hanteer. So dit is 'n en of 'n of en of 'n of. Dis die probleem, want met ander woorde, dit is as ek gee wat ek kry. Jesus het dit nooit gedoen nie. Hy het nooit gegee, ek gaan jou hanteer soos jy my hanteer. Ja, maar kyk hoe maak hy, dan kan ek mos nou dieselfde maak. Dis daai oog vir oog tipe konsep. Ek wil nou half 'n statement maak, 'n opmerking maak wat half in die vorm van 'n vraag is. As ek lewe soos Jesus lewe, sal mense van Jesus hou. En die teenoorgestelde is ook waar. As ek lewe soos Jesus lewe, sal mense van Jesus hou. Hierdie is 'n belangrike gedeelte, want en dit moet jy, ek het dit gelees ergens en ek wens ek kan onthou wie dit geskryf. Jy is dalk die enigste Bybel wat iemand ooit sal lees. Hoor mooi, jy is dalk die enigste Bybel wat iemand ooit sal lees. Of in eenvoudige terme, jy is die enigste Jesus wat iemand ooit in aanraking gaan kom mee. Ons is geskep na Jesus se beeld, met ander woorde, die volgende woorde, as 'n Christen so lyk, wil ek nie 'n Christen wees nie. Hoe baie het ons dit al gehoor? So dan is dit soos, nee, jy verstaan heeltemal verkeerd. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit het te doen is, ek gee vir jou my beste. Want dis die sleg ding van hierdie, is die woorde as 'n Christen so lyk. Ons is nog nie volmaak nie. Ons gaan nooit wees nie, maar ons kan beter elke dag. So elke dag van my lewe probeer ek beter wees as gister. Maar dis as ek Jesus se wil soek. So mense wat jou ontmoet, wat my ontmoet, en nie God ken nie, sal hulle God wil leer ken, nadat hulle jou ontmoet het. Dis nogal 'n belangrike vraag. As hulle wegstap by jou, wat vat hulle saam met hulle? Is hulle besig om te vra, joh, wat het hy wat ek nie het nie? Hoekom is sy lewe soos wat? En dit het alles te doen, want onthou, as ek en jy met mekaar gesels, dan gaan dit nie oor wat se klere jy aan het nie, want ons is op vakansie. Ek weet nie wat jy besit nie, ek weet nie wie jy is nie, jy's nie 'n titel vir my nie, jy's 'n persoon vir my. Ek het nou die dag iemand ontmoet en ons raak in die gesels, ek was in die hospitaal, lê daar ou langs my, en ons raak in die gesels, en dis mos half, die heel eerste ding wat mense mos altyd vir jou vra is, wat doen jy? Die hoekom, wat se verskil maak dit nou nie, maar wat doen jy? Die ou vra vir my, wat doen jy? En toe sê ek verkoop brandversekering. Want ek doen. Sien, by my versekering koop jy geen brand. So die eerste ding wat ek van waar doen jy? Ek sê nee, ek verkoop brandversekering. As jy waar bly, ek sê op Moreesburg. Hy sê, is daar baie werk vir brandversekering? Ek sê, ja, onthou, dit is maar koring en so aan, en daar is maar, okay. En toe ewe skielik, toe sit op 'n einde, want toe hoor ek nou, hy is hierdie Paul klant. En ons begin gesels en so aan, en toe klaar daar so 'n stap uit, toe sê vir my, is jy regtig 'n makelaar? Toe sê ek, dis nooit wat ek gesê het, ek het gesê, ek verkoop brandversekering. En toe loop ek. So tot vandag toe dink ek weet hy wat ek doen nie. Maar die woorde, is jy regtig 'n makelaar, maak vir my 'n verskil. Obviously het hy iets weggevat uit daai gesprek wat hy nie gehad het voor die tyd nie. So ek is die enigste Jesus wat hy dalk ontmoet het. Tree op
sodat mense God beter wil leer ken. Sal vir my raad, tree op asof mense God beter wil leer ken. Wat doen Jesus? In 2 Korintiërs vers 19 en 20 sê dit, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toegereken word nie. Die boodskap van die versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Wat sê vers 20? Ons tree dus op as gesandte van Christus. Wat beteken dit? Ons is ambassadeurs vir Christus. Ons kan nie net sê wat ons wil en optree soos ons wil en maak wat ons wil nie, want ons is die brand ambassadors van Jesus. Daar is skole wat wetgewing het, dat jy nie mag foto's of video's neem van jouself as jy in skooluniform is nie, want die skool se naam word daaraan gekoppel en dit kan vir die skool 'n slegte naam gee. Doen ons as Christene dieselfde? Is ons besig as ons optree om nie vir Jesus 'n slegte naam te gee nie? Ons verteenwoordig nie onsself nie. Ons bring mense na mekaar toe, nie net dit nie, ons bring dan mense na Jesus toe, deur die manier hoe ons optree. Ons rol as Christen is om mense in aanraking te bring met God. Nie een van ons wat hier so sit, ek ingesluit, kan mense tot bekering bring nie. Jy kan nie. Ons kan die goeie boodskap bring en ons kan vir die mense van Jesus vertel, ons kan ambassadeurs wees. Wat is 'n ambassadeur? 'n Ambassadeur is wat 'n klomp goed vir jou vertel. Jy's 'n brand ambassador vir wat ook al die produk is. Dan vertel jy vir hom daarvan ensovoorts ensovoorts. As jy die produk genoeg verkoop het aan die persoon, dan sê hy, reg, ek wil ook deel wees daarvan. So dis wat ons moet doen. Ons moet vir die mense vertel van Jesus. En ons moet genoeg weet van Jesus sodat ons vir hulle kan vertel. Hoeveel keer het jy al gestaan by 'n plek, dan wil jy iets koop. Dan vra jy vir die persoon, jy wil 'n telefoon koop, selfoon. Wat is die beste selfoon op die oomblik op die mark? Nee, die wat ook al die foon is. Samsung, iPhone, wat ook. Hoor jy maar, wat 'n groot kamera het die ding? Nee, ek weet nie. Hoe groot is die memory? Nee, ek weet nie. Is hy net vir MTN of is hy Vodacom of is hy, nee, ek weet nie. Gaan jy die produk koop? Daar's nie 'n manier nie, want jy weet dan niks van die produk af nie. En ek sê nie Jesus is 'n produk nie, maar ek hoop julle verstaan wat ek sê. As jy nie Jesus ken nie, hoe kan jy mense van Jesus vertel? En dis hoekom Jesus stories gebruik het, en dis wat ons moet doen. Ons hoef nie hierdie ongelooflike predikers te wees, en hierdie ongelooflike Bybelkennis te hê, ensovoorts nie. Maar as jy 'n persoonlike verhouding het met die Here, dan kan jy net dit deel. Kan net deel wat met my gebeur het met Jesus. Wat weet jy van Jesus af? Nie veel nie, maar kan veel vertel wat my persoonlike verhouding van hom. Dis wat hy gedoen het in my lewe, ensovoorts. Ek is besig om die Bybel te leer, en ek is besig om Bybel te lees, en die Bybel het vir my 'n paar goeders gegee. Ek weet nog nie genoeg van Jesus af nie, maar ek leer elke dag. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan iets lewensveranderings veroorsaak. As jy met mense praat oor Jesus, en jy is besig om jou lewe te deel rondom Jesus, gaan daar iets lewensveranderend veroorsaak in jou eie lewe. Wat is dit? Ons gaan mense begin sien soos Jesus ons sien. Ons sien, dis die, ek wil amper sê, jy moet nou as jy by die huis kom vir jouself so in die spieël kyk en vir jou sê, Jesus, God is ongelooflik lief vir jou. Ons doen dit nie genoeg nie. Ek het dit al vertel, een van my pelle wat ek toe ook nog op Technikon was, Rian het in die oggende altyd so gaan staan voor die spieël. Rian was glad nie 'n mooi seun nie. Hy het dit self erken. Hy het altyd gesê, ek weet ek is nie mooi nie, maar ek het 'n stunning persoonlikheid.
Rian het altyd so voor gaan staan, en dis eintlik baie snaaks, so ek wens julle kan sien hoe lyk Rian, dan sal julle nou verstaan. Hy het altyd so voor die spieël gaan staan, dan kyk hy so en sê, goeiemôre beautiful. Dan dink ek vir myself, oh my soul, jy moet jou oë laat toets. Goeiemôre beautiful. Sê, yes, God het jou lief. En dan sy volgende woord, en dit was my die beste. O ja, goeiemôre duiwel, ek hoop jy het 'n mislike dag. Wanneer laas het ons gesien? Het julle al, mamas, papas, man, vrou, voel dit ook vir jou partykeer, jy wens jou vrou of jou man kan net 'n slag haar of homself deur jou oë sien nie? Dat hulle net kan agterkom regtig, want partykeer, die woorde is nie genoeg nie. Dis die probleem met woorde, dis nooit genoeg nie. Jesus, en ons dra dit partykeer verkeerd oor. So partykeer is dit net, dan sal ek vir my kinders sê, ek wens net julle kan julle deur my oë sien, dat julle net kan agterkom hoe trots is ek regtig op julle, en wat ek in julle raak sien, die potensiaal wat ek in julle raak sien, want julle sien dit nie raak nie. En ek dink Jesus is presies dieselfde met ons, wat hy vir ons sê, my kinders, weet julle hoe lief het ek julle? Ek wens julle kan dit agterkom. Sien, want ons het hierdie keuse. Hier is die belangrike gedeelte, jy het altyd 'n keuse. En ons het ook hierdie keuse. En in die Bybel, en ek gaan die Engelse vertaling hier gebruik, want dit verduidelik dit net beter. In die Bybel, in die Nuwe Testament veral, word daar slegs 2 keer gepraat van 'n waskom. Hierdie, soos die doopbak, 'n waskom. Net 2 keer, in die hele Nuwe Testament. Ou Testament word daar baie van dit gepraat, in die Nuwe Testament net 2 keer. En dan sê dit die volgende, Matteus 27 vers 24, staan daar, Pilate saw that he wasn't getting anywhere, and that the riot was developing. Met ander woorde, dit is daai gedeelte waar hulle vir Jesus daar voor hom laat staan, en hulle sê, hy moet gekruisig word, en hy is besig om net te keer die hele tyd, en nou kom hy agter, maar hierdie mense is besig om in oproer te kom, so Pontius kom agter, dis besig om te gebeur. So he sent for a bowl of water, and he washed his hands before the crowd. He sent for a bowl of water, and he washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. The responsibility is yours. Dit is die eerste keer wat hulle van die waskom praat. En in die tweede keer is in Johannes 3, vers 4 en 5, So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. Eerste ene? Tweede ene. Eerste ene gaan oor myself. Gaan net oor hom. Hy gaan en hy was sy hande en hy sê, ek was my hande in onskuld, ek wil niks meer te doen nie, ek beskerm myself. Tweede een gaan oor, Jesus wat gaan en sy disippels se voete was en sê, hierdie gaan net oor julle, niks met my te doen nie. Ek wil julle voete was, sodat julle skoon gemaak word. Ek wil vir julle wys, hoe lyk dit om 'n nederige slaaf te wees. By Pontius het dit gaan oor homself, by Jesus gaan dit oor ander mense. Petrus, soos baie van ons, gaan dit net oor hom, gaan net oor ons. Petrus verloon Jesus 3 keer, ken hom nie, niks met hom te doen nie, gevloek en gesê, los my net uit, ek wil niks met jou te doen nie, ek ken nie daai man nie, nadat Jesus vir hom gesê het, jy gaan my verraai. Hy hardloop in die fek weg, probeer om weg te kom van Jesus, hy voel so skuldig oor alles wat hy gedoen het, en dan gebeur die volgende in Markus 16. Vrouens kom binne in die graf in, hulle soek na Jesus, en terwyl hulle by die graf inkom, is die graf leeg. En dan sê die engele, moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is, hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar is 'n plek, waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir die disippels, en hoor wat sê die engel hierso,
en in besonder vir Petrus. Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Gaan sê vir al die disippels en in besonder vir Petrus, met ander woorde, die een wat die skuldigste voel van almal, wat die meeste aangejaag het, wat vir Jesus verloon het, wat gesê het, hy wil niks met Jesus te doen hê nie, hy ken hom nie, hy het niks met hom te doen nie. Petrus sit met 'n ongelooflike skuldgevoel binne in hom, want hy het presies gedoen wat Jesus gesê het hy gaan doen, nadat hy, onthou julle voor die tyd, toe Jesus sy voete wil was, toe sê hy, en dan kyk hy, gaan lees in die Bybel, dan staan daar so, en hy het gekyk na die ander disippels. Want wat het hy gedink, as soos in, Jesus, jy is te hoog bo my, jy kan nie my voete was nie, maar die ander disippels, hulle is half gelyk met my, of dalk benede my, hulle kan my voete was, maar u kan nie. So hy het hierdie skuldgevoel waarmee hy sit. So net voor dit het hy gesê, Jesus mag jy sy voete was, en toe Jesus gesê het, maar as jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie my koninkryk kom nie, en dan sê vir Jesus, ek kom maar bad my sommer, was my hele lyf. So hy gaan oorboord, dis soos nou, look at me. En dan kom ons by hierdie gedeelte, en gaan lees dit bietjie as jy nou by die huis kom, Johannes 21. Dan staan daar so, die gedeelte waar Jesus sê, moet ek lees dit gou. Johannes 21 vers 17. Jesus vra vir hom, ons moet hier bo begin, vers 15. Toe hulle klaar geëet het, met ander woorde, nou het Jesus uit die dood uit opgestaan, hy het saam met sy disippels gaan sit en hulle eet. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jonas, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Hoor mooi wat vra hy vir Petrus. Het jy my baie lief, meer as hulle hier? Nou, ongelukkig, dis maar die hartseer gedeelte van Afrikaans en Grieks, dit verduidelik het nie so mooi nie. Daar's 5 verskillende woorde vir liefde in Grieks. Agape is soos in die hoogste vorm van liefde wat daar is. Dis soos in, as jy agape liefde het, het jy hierdie liefde wat alle liefde, wat alles, ek wil amper sê oorkoepel, en dit is 'n liefde wat onvoorwaardelik is. Daar is niks bo dit nie. En Jesus vra hierso vir Petrus, Simon, seun van Jonas, het jy my agape? Het jy my hierdie liefde wat bo alles is? Meer as enige iemand hierso. Want hy het nou gesê, eintlik wie wat, ek het u lief meer as hierdie klomp. Nou vra hy vir hom. Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Jesus weet wat sy antwoord. Hy het sê toe vir hom, laat my lammers waai. Jesus vra hom 'n tweede keer. Simon, en dan sê hy daarso, ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Nou daai liefde is phileo. Dis 'n broederlike liefde. Dis nie 'n goddelike liefde nie, dis 'n broederlike liefde. So Jesus vra vir Petrus die eerste keer, het jy my 'n goddelike liefde lief? En dan sê Petrus vir hom, nee Here, ek het u weet, ek het u 'n broederlike liefde lief. Dis nie wat Jesus gevra het nie. Dan sê vir hom, Jesus vra hom 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my agape? Ja, Here, antwoord hom, u weet dat ek u phileo. Het jy my goddelik lief? Ja, Here, ek het u broederlik lief. Dis nie wat ek gevra het nie. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra vir hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my phileo? Het jy my lief? Hoor wat doen Jesus? Hy kom na ons toe. Want hy sien, Petrus kan nie gaan na hom toe nie. Daar's te veel skuld, daar's te veel seer, daar's te veel enigiets anders. Met ander woorde, okay, Petrus, ek sien jy kan my nie agape nie, maar jy kan my phileo. So met ander woorde,
Jesus vra vir hom, Simon seun van Johannes, het jy my filei-o? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my filei-o? En hy antwoord hom, Here, U weet alles, U weet dat ek U filei-o, dat U my lief het. So op daai stadium, dan kom Petrus agter, sjoe, Jesus kom na my toe. Ek moet van my kant af ook iets doen, maar Jesus kom na Petrus toe, na Petrus se liefde toe. En ek dink dalk miskien vir die eerste keer in Petrus se lewe, die eerste keer in jou lewe, as daai tipe goeders gebeur, verstaan ons, in die Engelse woord is vir my baie mooier, unconditional love. Liefde sonder enige reëls en regulasies. En ja, maar as jy sal ek. Dis net weer, ek het jou lief met alles wat binne in jou, wat binne in my is. En ek gee nie om wat jy doen nie. Dit sal altyd so bly. Maak nie saak wat nie, dit sal altyd so bly. Jy's my oogappel, jy's my hart, jy's my wese, jy's my alles. Ek het jou altyd lief. Sluit af. Jesus kom na ons toe. My vraag is jy op die uitkyk vir dit, of gaan jy dit mis? Jesus kom na ons toe, is jy op die uitkyk vir dit, of gaan jy dit mis?